by faith we understand that the universe, that alles in en om hierdie wêreld is geskep deur ons almagtige God. By faith. Hebreërs 11 vers 3. So that what is seen was not made out of the things that are visible. So wat ons sien is nie gemaak deur iets wat mens kan sien nie. Met ander woorde, wat is die verskil tussen nou in jou lewe en wat nog moet kom? Wat is die verskil tussen die deurbrake? Wat is die verskil? Is by faith, by geloof. Die Here sê, your faith has healed you. God, the sovereign almighty God, is altyd dieselfde. Daai krag is altyd daar. Sy autoriteit, sy goedheid is altyd daar. Die verskil is, wat nog moet gebeur, wat nog geskep moet word, kom uit ons geloof in God. Hoe kry ons geloof in God? By spending time in the word of God. Faith comes by hearing the word of God. Om jouself te was in die woord van die Here, om tyd te spandeer saam met hom, sy woord. Ek kan nie nou saam met jou 'n koppie koffie gaan drinkie, ek het 'n koffiedייט saam met die Here. Om tyd in sy woord te spandeer, nie die dinge van God nie, maar met homself. Hy skep alles, hy het alles geskep. En die verskil tussen die see wat voor jou lê en die see wat oop split, is my geloof in God. Alles, hierdie foon, hierdie kar, hierdie huis, elke liewe ding wat jy rondom jou kan sien, niks het bestaan nie. Alles was the unseen, en toe het dit geword in iets, deur God. En so ook wat nog moet kom. Jou situasie lyk dalk hopeless. Wat ook al om jou is, wat jou neerdruk vandag. God sê dat hy het nog 'n doel met jou, want jy is hier. Jy het vanoggend wakker geraak. So, hy het nog 'n doel met jou. Hy is nie ver van jou weg nie. Hy sê, I will never leave you nor forsake you. Daar is nog iets wat hy in jou lewe, deur jou lewe wil doen. En die verskil is van gesond wees en ongesond wees. Your faith has healed you. Hoe kry ons geloof? Hoe kry ons meer geloof? We stir up our faith through God. Deur God se woord, deur Bybel te lees, daai woord in te neem, sodat dit lewe kan bring. God bring lewe, sy woord bring lewe. Hebreërs 11 wat ons nou net gelees het, vers 3. Deur God se woord is alles geskep. En dit is die verskil. Hy sê, hy het vir jou die autoriteit gegee. Hy sê, I am in the Father and I am in you and you are in me. In Johannes 10 vers 20 sê hy dit vir ons. So hy is binne in jou. Met ander woorde, jy het die krag. I am the head, I am not the tail. The thief came to destroy. I came to bring life and life in abundance. So ons geloof om ons omstandighede verander, kry ons by God, by hom. Hy sê dat in Josua 1 vers 9, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will go wherever you go. Will be with you wherever you go. I have given you the authority, sê hy in Lukas 10 vers 9. I have given you the authority, you, dis binne in jou. God gaan dit nie vir jou doen nie, hy het dit klaar vir jou gegee, hy het klaar vir jou die sleutels gegee. Jou geloof in hom is die deurbraak. I have given you the authority to step on serpents over all the power of the enemy. Het jy die autoriteit gekry? So, vandag, ek word wakker en ek sien dit dalk nie rondom my nie. But I will rejoice, sê die Here. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Psalm 118 vers 24. Ek rejoice, nie omdat dit lyk asof dinge gaan uitwerk nie. Ek rejoice, nie omdat die breakthrough nou hier is nie. Die breakthrough kom deur my gebed nou, deur my geloof nou. Paulus het begin sing voor die deure oopgegaan het van die tronk. Alles was gesluit gewees. Hy het begin sing and rejoice and be glad. And then the breakthrough came. And then the gates of the tronk of the prison opened up. So, die deurbraak kom nou, deur my geloof in Jesus, deur my rejoicing, even if I don't see it. Excuse. Even if I don't see it, I will rejoice. Want ek weet wie my God is.
Ek het 'n sovereign almighty God en alles wat nog moet gebeur, wat ek nie nou kan sien nie, kom uit God uit. Hy bring lewe, hy bring die deurbraak, maar my geloof in hom is wat dit aktiveer. My geloof in God is wat my gesond maak, wat die see gaan split. So waar kry ons geloof? Deur tyd te spandeer in die woord van die Here. Deur saam met hom tyd te spandeer. Nie dinge van hom nie, maar met hom. Hy wil 'n verhouding met jou hê. Hy gaan vir jou die deurbraak gee, deur jou geloof in hom. So moenie rondom na almal kyk en sê, help my nie. Hy het dit vir jou gegee, hy het klaar vir jou gedoen, jy het vir Jesus die Heilige Gees binne in jou. Gaan vind jou geloof in die woord van God. Want dit is deur geloof, by faith we understand that everything came from God, the whole universe came from God. En alles wat nog moet kom, kom van God af. So ons geloof in hom is wat die manifestasie van ons breakthrough gaan bring. Maar dit is klaar gedoen, he already went ahead of us. So ons rejoice now al, because it's already been done. Okay. Julle moet 'n geseënde dag hê. Okay, bye.